Sien julle daai ingang daarso? Dit is waar die tempel van keiser Augustus gestaan het. Reg langsom is waar die afgod Pan aanbid was. Kom maar kyk as ek inzoom. Dan behoort julle dit te sien, is net agter die bome. Sien julle daai arches? Pan was hier aanbid, Nemesis was hier aanbid, Zeus was hier aanbid. Zeus is net agter hierdie Zeus, Pan, Baal, daai was die tempel van Baal gewees. Nemesis en die suiker goats, almal was hier aanbid gewees. Jesus ag dit om van Kapernaum af te loop, wat 'n hele end van hier af is, en nie toe kom staan, en ons lees daarvan in Matteus 16, waar die Here Jesus Christus hier kom staan, en hy staan daar bo op daai rots, en hy sê, dat, wie sê die mense is ek? En sy disippels antwoord hom, u is, mense sê u is Elia, ander sê u is Jeremia, ander sê dalk u is Johannes die Doper, en Jesus sê, maar wie sê julle is ek? En hulle antwoord, of nie hulle nie, Simon Petrus antwoord en hy sê, u is die Christus, die seun van die geseënde God. U is die seun van God. En dit is die Jesus vir hom sê, ek sê vir jou, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie in jou openbaar, maar my Vader wat in die hemel is. Hoekom het Jesus dit nodig geag om so ver te loop? Van Kapernaum af, ek meen ons het nou gery van basies Kapernaum af tot die boot, dit is ver, en Jesus loop hiernatoe. Jesus met sy disippels loop hiernatoe, terwyl al die afgodstempels hier staan, Baal, Pan, Zeus, suikergoat, Nemesis, al die afgode, Venus, almal se gode staan hier so, vergewe my brille, die son is bietjie skerp. Jesus kom staan hier en hy vra wie sê, en hulle sê, u is, of Petrus sê, u is die seun van God. Vir die wat die taboereeks volg, sal weet, Psalm 82, kom, en die ESV vertaal het so, hy sê, God has taken his place in the divine council, and he holds judgment in the midst of the gods. Dis Psalm 82 en hy gaan verder aan en dan vertel hy van hoe dat hy die gode geoordeel het. En raai wat gebeur 2000 jaar daarna, of 1000 jaar daarna, kom die Here Jesus en hy, nadat hy Psalm geskryf is, 1000 jaar nadat hy Psalm geskryf is, kom staan die seun van God, ja, God in die vlees, daar op hy rots, en hy sê dat ek is die seun, verklaar homself as die seun van God en as God, and he executes judgment among the gods, and he disarms them. En hy sê in Psalm, in Matteus 28, all authority in heaven and in earth is given unto me. Dan kom Lukas 10 vers 19 en die Here Jesus sê, dat kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die duiwel en niks sal julle ooit skade doen nie, niks. Hoekom? Want 1 Johannes 4 vers 1 sê, groter is hy wie in ons is, as hy wie in die wêreld is. En raai wat gebeur bo op, hierdie is die voet van die berg Hermon, maar wat gebeur heel bo op Hermon? Wat het heel bo op gebeur? Baie jare terug. Wat het gebeur? Die seuns van God het 'n sameswering gesmee, en hulle kom en die seuns van God het 'n sameswering gesmeer, en hulle het dogters vir hulle geneem, elkeen wie hulle wil, en daar is vir hulle kinders gebore. Die Bybel sê, in die dae was die reëse op die aarde, en dit is Genesis 6 vers 1 tot 4, kan jy dit gaan lees, maar die ware seun van God, Jesus Christus kom, en hy staan hier so tussen hierdie gode, and he holds judgment, he executes judgment, and he disarms these gods, and he gives you the authority through him. So moenie skrik vir die duiwel nie. Moenie skrik vir die duiwel nie. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie 'n brullende leeu, hy is soos 'n brullende leeu. Hy maak dit 'n groot geluid. En die enigste autoriteit wat hy het is wat jy aan hom oorgee.
when you give place, when you give him hold in your life, that's the authority that he will take. Because why? Jesus has already disarmed them. And he says, all authority in heaven and earth is given unto me. Dis wat Jesus gesê het. En hy gee dit aan sy kudde, aan sy volgers, aan sy disippels. Deur om te sê, kyk, ek gee julle die mag om op slang en skorpioene te trap, en al die mag van die duiwel, niks sal julle ooit skade doen nie. Gaan en dryf duiwels uit. Gaan en verkondig die evangelie. En moenie vrees nie, want ek is met jou. En ek wil vir jou vandag sê, moenie vrees nie, gesalfde, geliefde kind van God. As jy Jesus aanvaar het, weet net, he is disarmed, en moenie don't entertain the devils, moenie sy gedagtes entertain van, ag, ek's dit en ek's dit, maar ek het, iemand kontak my die hele tyd, ek gaan hel toe, hou op, die duiwel vertel jou die hele tyd, die vader van alle leuns vertel jou die hele tyd, jy gaan hel toe. As jy Jesus aanvaar het sy bloed jou skoon gewas. Ja, maar die duiwel vat net die autoriteit wat jy aan hom oorgee. Let's worship the King of Kings, Jesus Christ of Nazareth. Ek hoop hier het iets vir julle beteken. Die Here seën vir julle. Amen.